Jesus is all I need. Jesus.
Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Oh yes. Hij is machtig. Dank je, Heer. Alles wat er stond. He's all I need now. Jesus. Ons gaan vandag praat van 'n aanhoudende gebed. Of die krag van 'n aanhoudende gebed. Amen. Nou, wat Pastor gesê het, dis maar net bevestiging wat die Here vir my alles wys. Ons weet alles, Pastor. En ook die weet ook alles. Ek weet die challenge. Amen. Kom ook goed die uitgepakte kerk. Vader, maar die Here is wonderlik. Is so 'n uitgepakte kerk. Here, my spirit aanbid U. Uitgepak. Blessed be the name of Jesus. Hier was gepraat van geloof. Here, hier was gepraat van vertroue. Nou, dat is een ding wat ek van weet, en dat is maar die kerkse challenge. Alhoewel kyk om die boer te bestaan, maar die punt is die aanhoudende gebed. Hallelujah. Pastor, be greeted in the wonderful name of our Lord Jesus. Odie, be greeted. Hallelujah. Ons eer die Here vir sy krag. Man of God, man of God. Ons gaan praat van hierdie gebed. En ons wil sy uitwerking sien. Amen. Die aanhoudende gebed. Blessed be the name of Jesus. As daar nie 'n aanhoudende gebed was nie, so ek miskien nie so. Pastor, as daar nie 'n aanhoudende gebed was nie, so pastor miskien hier was nie. As daar nie 'n aanhoudende gebed gewas het nie, so die kerk vanmôre nie so uitgepak was. But because of the persistent prayer, blessed be the name of Jesus, I know that the enemy is busy destroying restoration ministries. But the enemy, I understand what is the meaning of restoration. Whatever he is trying to do, we are going to restore it. Not by might, not by power, but by the Spirit of God. The power of system prayer. Maka aja so ite. Die kracht van die Here as een hitteplek. Sometimes I encourage the enemy. Hallelujah. Soos die profeet gemaakt het, Tony. Hij skryf wat die so van hom hou. Niemand bid julle nog een beetje harder. Miskien hoor ek julle nog nie. What I'm talking about, a man of God and a woman of God, of persistent prayer, aanhoudende gebed. So me myself, I encourage them, keep on, bid vir die Baalse gode. Maar ek weet as 'n aanhoudende gebed. Kom ons maak oop by 112.
was een aanhoudende gebed. Hulle wil hom ook hard. Oudie, hulle wil Daniel sy aanhoudende gebed. Maar ek is al weer met jou woord, oudie. Daniel vertrou die Here. Hou julle maar so lang, halleluja. Hou julle maar so lang meetings. Maar ek weet, die aanhoudende gebed van die regverdige, dis die ek wat het sê in die Bybel sê dit, hy sê hy baie krag. There is power in prayer. There is a communication between you and God, hallelujah. There is a communication. When you start praying, as jy begin bid, prys die naam van die Here, dan praat jy met God. Wanneer jy die Bybel lees, dan praat God saam met jou. Dat is die tyd wat die Here sê, is die liefde, moet nie vandag bid nie. Laat ek 'n bietjie praat saam met jou. Dan is jy in stilte saam met die Here. Prys die naam van die Here. Dan hoor jy hoe kom die Here vir jou kragtig deur. Prys God se naam. So 'n klein gebed. Dit is aanhoudende gebed, mama Manto. As die aanhoudende gebed die daar was nie, so ek miskien nie hierdie stem gehoor het nie. Leiers buitekant daar, ek wil graag met julle praat, dat die Here sê, julle moet julle werke aan julle hande. Dit is geskrywe in julle hande. Julle se werke is op julle se hande. Of dit goed is of dit sleg is, maar dit is binnekant julle se hande. Die Here sê julle moet dit doen en julle sal 'n getuienis gee. It's because of persistent prayer. Kom ons hoor wat sê pastor. Wanneer ons in gevangenis, as ons in gevangenis vastgekeer is, as Hebreërs 12, prys die naam van die Here, versie 5, Handelinge, prys die naam van die Here. En my Bybel praat hy af. Ja, pastor. Hy praat eers sodat ons kan makkeliker verstaan. Ja, dit reg, ja. Pastor, dan Mike, asseblief. The prayer of persistence. Vers 5 praat as volg. So is Petrus dan in die tronk bewaak. Die kerk het aanhoudend vir hom tot God gebid. Kan pastor weer sê wie het gebid? Die kerk het aanhoudend vir hom tot God gebid. Tot God gebid. Ja. Ek gaan weer terug na jou toe, o man. Hoe sê jy? Moet ons aan God vertrou. Vertroue is in die Here. So die mense vertrou in die Here. Okay. Halleluja. Ons vertrou kan nie aan mense nie. That's the pro. Okay. Alright, pastor. Halleluja. Opskrif, Petrus word uit die tronk bevry. Die nag voordat Herodes hom in die openbaar sou verhoor het, Petrus tussen 2 soldate geslap, terwyl hy met 2 kettinge geboei was, en ander wagte het tronkbewaarders bewak, met teenstandare engel van die Here by Petrus in 'n lig skyn in die sel. Die engel stoot toe aan Petrus se sy en maak hom wakker en sê, staan gou op. Die boeie het van sy polse afgeval. Toe sê die engel vir hom, maak vas jou belt en trek jou sandale aan. Of as ons net so pastor. As ons dink dat ons gaan geboei word. Die probleem is people are not fighting against the pastor of the church. People are fighting against, hallelujah, the church of God. Maar die probleem is, die Bybel sê, as ons moet vanmorgen, ons moet bemoedig, wanneer ons vastgevangen is, dan weer die kerk en 'n aanhoudende gebed
optree, maar die krag van 'n aanhoudende gebed. Sê die Bybel vanmôre, halleluja, toe die gemeentes opbid, toe skiet die kettinge los. Halleluja. Ja. Because there was a persistent prayer. Aanhoudend was daar gebed. As ons mekaar, soos Paulus sê, mekaar se laste dra, dan praat ek vanmôre van 'n aanhoudende gebed. Prys die naam van die Here. As ek vanmôre glo by my mantua, en die geloof, met 'n aanhoudende gebed, dat jy konstant sal gered word, dan sal God dit bewerkstellig. Halleluja. Not Pastor Low. Not Pastor Low. Die aanhoudende gebed. Mense hart. Ja. Mense hart jou as jy net bid. Daar moet 'n brief opgestel word. Wat 'n brief is hy? Wat arme Darius. Hy word op hier in 'n ding ingedruk. Because this man of God, hy predig, hy bid te gevaarlik. Ons kan nie meer die aanhoudende gebed. Dan maak jy saak, halleluja. Ou nie wat die vyand sê nie. Ek praat vanmôre van 'n aanhoudende gebed. God het dit vanmôre sê. God het geweet tot hoe ver moet dit werk. God het geweet. Dat is jou staat, halleluja, of your ministry. Dat is hoekom daar 'n aanhoudende gebed opgaan. Dat is hoekom I want to encourage the devil. Hallelujah. They must keep on praying. Elias sê, ja man. Elias sê, ja. Nog 'n bietjie harder. Alles. Miskien stap hulle net nog 'n bietjie. But I'm talking about persistent prayer, Audi. Ek wil die kerk van die Here, ek wil die kerk van die Here bemoedig. Kom ons op julle aan die aanhoudende gebed. Prys die naam van die Here. Wanneer die Here sê, dis nou tyd om te bid, keep on praying. Pastor, die Bybel sê, dat iemand gekom, toe maak hulle die kettinge los. Hulle het self afgevat. Nee, maar kettinge kan ons nie van self afvat. Nee. It's not by might, it's not by power, but it's by the Spirit of God. Halleluja, kom die kettinge los. Die mama sê, wil vir julle vandag sê, in die gevangenis waar julle sit, ek praat vanmôre van die krag van 'n aanhoudende gebed. Ja. Sy uitwerk. Hy het uitwerk. Koning Daniel man, Daniel. Maar ek kan nie verstaan dat die mense nie al sien. The favor of God. Die guns van God op Daniel. En die Here het klaargemaak. Hy het klaargemaak dat Darius, die koning, ook gespind in Daniel. Want jy kan maar gaan kyk en jy kan gaan lees die gebeurtenis wat daar gebeur het. Prys die naam van die Here. Die koning sê, bring, sometimes we have to allow. Bring julle hierso die petisie. As 'n petisie. Bring julle hierso. Die koning se handtekening van die laste bemagtiging. As syne. Prys die naam van die Here. En daar sit hulle. Sonder Daniel. Daniel weet al reeds because of the persistent prayer. Ja, halleluja. Hy weet al, Daniel ken hier die goed hulle kom nou. Daniel weet ek. Kaburayabura, it's time for me to pray. Ek sal aanhou om my Here, want my vertroue is in die Here en prys die naam van die Here. En Daniel wil die grootheid van die Here sien. Ja, halleluja. As ek my oor so toe maak, pastor,
ek sien dat lyk of as jy die noorde kant van hy venster kyk. Ja. Daniel gaan nie in die geheim nie. Hy wil net julle moet hom sien. Ek is in 'n aanhoudende gebed. Ek wil net julle moet dit besluit wat julle besluit. Maar ek weet van iemand wat in die gees werk. Prys die naam van die Here. En die Bybel sê, hulle hardop toe na die koning toe. Here maar, die Bybel is mooi. Koning by Daniel, ons sien hy is weer besig. Jy, dat gaan oor die aanhoudende gebed, prys die naam van die Here. Die alles moet nie dat iemand jou keer van jou gebedsessie afneem. Jy praat van 'n aanhoudende gebed. Toe vat hulle vir Daniel. Want daar was ons gesê, wat moet met Daniel gebeur? He's Lord by might, He's Lord by power, by my spirit, it says the Lord. He's Lord, He's Lord by spirit, by my spirit, that says the Lord. Geweet dat die Heilige Gees is in beheer. Want Daniel het sy God gebid wat hy so aanhoudend, halleluja. Hy het geweet dat sy God is reeds in die leeukuile. Hy het al reeds geweet dat die Heilige Gees is al reeds in die leeuwe aangevaar. Daarom maak die Heilige Gees alle dinge moontlik. Halleluja. Leeuw van Juda. Lord, it is forevermore. Toe hulle daar kom, die Bybel sê, die leeuw het aan Daniel gelijk. Hy het hom lief gekry. Halleluja. Halleluja. Want hulle kan hoor, 'n man wat hier staan as die man wat bid vir die leeuw van Juda. Halleluja. Daarom word hy vandag vergelyk as die leeuw uit die stal van Juda. Sy naam is Jesus. Keep van die Here. Keep on praying. Keep on praying. Keep on praying. Blessed be the name of Jesus. Die uitwerking van die aanhoudende gebed. Sy uitwerking is Petrus het in die selle, dat was de wille van die gemeente. Daniel kon nie. Die leeuwe kon hom nie. Because it was of his persistent prayer. Sy aanhoudende gebed. Daarom wil ek die kerk vanmorgen sê. Kerk van God, kom ons nie om te bid nie. Kom ons hou aan met die gebed. As die Bybel sê, die gebed verander sake, dan verander hy sake. Joshua, ek praat van die uitwerking. Dat is iets wat Joshua wil bereik. Joshua, sy gebed, maak laat die son staan, laat die dag een beetje langer word. Because there's something that he want to reach. Dat is iets wat hy wil bereik. Prys die naam van die Here. Die Bybel sê die son kom op, hy kom op 'n stilstand. Van die man van God het hy Vader geroep. Because he is iets wat hy wil met hierdie is nothing before the sun. It's just because of persistent prayer. Prys die naam van die Here. Praat net van die uitwerking, nee. Daar is die man Elia. Die man van die Here. Die Bybel sê, die ou bid. En die Bybel sê vir ons, en dit is wat ek wil vanmorgen bemoedig. Die Bybel sê, en Elia het gebid. Dat daar nie moet reën.
6 maanden. Hij praat van die kracht van gebed. Die Bijbel zegt dat was zo. Maar luister wat aanmoedig Paulus voor ons. En die was een man net zoals ik en u. Halleluja. So daarom zeg ik vanmorgen, kom ons hou aan met de aanhoudende gebed. Prijs de naam van die Heer. Daar is dingen wat nog gaan komen passen. Halleluja. I see Jesus Christ outside this church. Ik zie God, ik zie die rots van buitenkant staan. What our problems we are coming to the rich. Ik weet ik kan pastor ontdoen. Toen die tijd we nog zoveel rondja. Met toen een klein hondje die room van de dag gecreëerd. Toen had ik ook naar de kleinste rots toe. En hij kan niet komen. Van die Bijbel zegt, aan Jezus is mijn rots. Halleluja. God do. Kerk van die Heer. Kom ons niet opbouwen. Met gebed. Die vijand gaat nog top en nog gooien. Die vijand, hij gaat nog top en nog gooien. Maar ik hou van die ding. My God is not working in surprises. Die Heer praat hoe in die boeken van Job. Hoe zal ons zo kennen? Die dromen, die gezichten. Halleluja. Dat is hoe hij ons zal, halleluja, voor iets met jou zal gebeuren. Maar ik praat vanmorgen. Nou, sometimes, ik denk dat Jezus kwam. Die aanhoudende gebed, dan maak je los, nou zoals hij vanochtend maakt. Nou, die dingen wat pastor praat, heeft ik weer al gepraat. Nou staan ik op en nou zeg maar weer man, als die Heer dan nog niet mooi is. Op andere woorden, there is a connection. There is a connection. Die waar als de Bijbel zegt, ons moet elkaar zijn lasten dragen. Weet je wat zegt die Heer van mij? Ik praat van een aanhoudende gebed. Ik praat van die Heer. Want ik zeg maar sommigen stop is, ja man, dat is weggedaan. Die Heer zei, Hendrik Loom. Ik bevestig maar net. Hij zei, Hendrik Loom, ik besta je bedienen. Ik hoor hoe het die koninkrijk laat groeien. Maar hij zei, make this name known unto me. Make restoration ministries of Jesus Christ. Maak om net aan my sê net die Here vul dit. Dat ek vir jou wys wat is. Prys God se naam. Wat is die krag van 'n aanhoudende gebed? Prys die naam van die Here. Ek sê van die Here my man wat jy geloof wat jy gepraat het van. Ek sê 3000 siele sal 'n restoration ministries hierdie kant sal hy sal dat klein wees. Ek profeteer oor hierdie grond in die naam van Jesus. That restoration sal groei uit sy regheid. Because of persistent prayer. Ek bid dit te vergeef. Come on, man. Nou sê die Bijbel, nou sê Paulus, soos die plasboer van geduld en wag, van daar die lasrede, prys die naam van die Here, maar aan die geloof het hy gesê, you know that my God, he will provide, halleluja, hy sal die reën bring. Vertrouwe. Ons praat weer van geloof. Geloof moet ons getuig. Kijk hoe die kerk.
vanmôre van. Uitgepakt. It's because of persistent prayer. Let's keep on praying, church of God. Moenie slaap in die kerk my seun. Jy moet wakker word sodat die Here met jou kan spreek ook. Prys die naam van die Here. Die gebed. Ja. Miskien het ek gebid vir my kinders. Miskien het ek opgehou. Maar hy sê, keep on praying. Keep on praying. Want my God kom doen hierdie ding. Halleluja. Keep on doing. Keep on doing. Keep on doing. Great things. He keeps on. Keep on doing. Hallelujah. He keeps on doing. He keeps on doing. Great things. Ek is gister by 'n lijk. Gister. Hey, Odie. Toe die man van die Here so opkom. Toe hoor ek hoe rus die krag van die Here. Hier agterom. Ek skroef daar van langs aan. Ek sê, Here man van God. Jy vat hom nie uit die fundament uit. Jy vat hom nie uit Christus en hy druk hom. En die man van die Here sê, pastor. Hy sê, en daar is 'n tent. Keep on. En die man van die Here minister. En daar is olie en daar is water. En die man van die Here, hy vat so 'n bietjie van die water. En hy spat so 'n bietjie. Maar die man van die Here sê, hy kom met die vir hom wat gebeur het. Hy sê, aan die stad toe kom die stem by hom. Hy sê, as die toner die water gebruik nie, dan is hy swak. Hy sê, hy vat die hierdie droom kom toe nie. For the second time, kom hier die stem, hy sê vir hom, sonder krag kan die toon, sonder water kan die toon naar niks maak nie. Die mooiste ding hoe hy droom wegvat. Hy kom daar by die man van die Here. Hy sê, die Here sê, as die toornaar nie water gebruik hier, is daar geen uitwerking. Hy middag, toe is die tyd nie meer dag nie. Ek praat van mense wat aanhou in gebed, sodat die Here jou kan dinge openbaar. Prys die naam van die Here. Ons weet vanmorgen die baris kind van God het, hallelujah. Water is the symbol of the Holy Spirit. The anointing is, hallelujah, is a symbol of the Holy Spirit. Prys die naam van die Here. Daarom is die kerk, hallelujah, hy is profetic. Nou moet hy die profete doodmaak, soos Jesus Christus. Hy sê van die begin dan hy die profete doodgemaak. Yes, you can kill the prophets, but you will never kill my church. Keep so. Dat maak nie saak. Maar spreek. Pastor, ek maandag het ek so geloop. Hy hou my voete. Hy tekel my voete. Ek moet nie by die rots nie kom. Toe sê ek gaan na Ebenezer. Here, die gebed. Die kracht van die aanhoudende gebed. En as ek daar kom, roep op die Here uit. Halleluja. Tyd is het so pas 12. 3 uur moet ek alweer die soos. Ek voel ook, ek kan nie meer heen. Maar die ding is, die geest van die aanhoudende gebed is die binnekant my. Because I have an appointment with Jesus. At 3 o'clock, I will be at my, hallelujah, I will be at my prayer point. Hallelujah.
Halleluja, dis waar ek my vertroue ingesit het en so dik gekom. Tot jy vanaf kom, toe ek as 'n sonderman. Because of persistent prayer. Weet jy hoekom sê julle vanmôre hierso? It's because of persistent prayer. Ons kan nie weer bly wees van mense wat van die ander kerk afkom nie. Ons gaan mense sal die stem van die Here hoor en nie meer pastor se stem. It's because of persistent. Van daar moet 'n uitwerking kom. Prys die naam van die Here. Daarom van die kerk van die Here sê, kom ons nie ophou nie. Jy het gesien wat die krag van 'n aanhoudende gebed gemaak saam met Obedi. Halleluja. Die goeders raak sommer self. Nou soms wat die Here weer so wonderwerke doen, maar as jy dan selfs dit kan nie wees. Nou, hier staan Piet nou hier by die deur. Nee. But they don't understand. Hulle weet nie dat was die krag van die aanhoudende gebed. Kom ons hou aan om te bid. En the unfortunate part, alle dinge is al reeds in die openbare pastor. So we don't need to worry. People must just come and run to Jesus. They don't need to run to restoration. Restoration is daarom dat ons sê dat God sal jou herstel. God sal jou 'n nuwe hart gee. God sal jou nuwe gedagtes gee. God gaan jou herlewing gee met die opstandingskrag van Jesus, van God. Daarom eer ek vanmôre die Here. Ek wil hierdie kerk. Mama Antoine, ons het so gemaak nie. As jy ook 'n sleutel het, nee, dan wanneer maar pastorie hier so was, dan maak jy soos maar speek gemaak het. Nee, dan maak jy soms so 'n bietjie skoon, dan praat jy soos te saam met die stoel. Halleluja, dat is 'n aanhoudende gebed. Halleluja, nou die vyand wil net sê, sien jy, hy maak pastoor, van julle sien daar nie, sien jy mama Antoine sien daar nie, sien jy maar speek sien, nee, halleluja, dan hy, die Bybel sê die kracht van 'n aanhoudende gebed, halleluja, daar is kracht in hom, hy bring veranderings, prys die naam van die Here. Keep so, my Lord, keep so, he keeps so, en wanneer die kerk moet hulle hande opsteek na die jongeren, keep so, he keeps so, do it, he keeps so, do it. Vader, ek benader die troon van genade. Ek dank die Here vir die eie woord. Ek dank die genade van die Here wat nog vanmôre vir ons genoeg is. Ek dank die Here dat U eie kerk beskerm. Dankie Here dat U nooit vir Hendrik Lou 'n kerk gegee het. Dankie Here dat U ook vir my gesê het as 'n Moses om die volk in die woestyn te lei. Dankie Here dat U my deur toetse vas. Dankie Here dat U my deur vasse vas. Sodat ek aan die groot uitwerking, die krag van die Here kan ervaar. Daarom Here kan ek dank die Here. Die Bybel sê, terwyl die Baalse gode niks kon doen nie, toe die profeet optree, sê die Bybel, toe kom die krag van die Here so swier uit die hemel uit. En so sal die krag van die Here oor restoration ministries of Jesus Christ, so sal sy krag op hom toe rus. Die vuur van die Here, geen demoniese magte, geen afgunsmagte, geen doormagte, maar deur die krag van die Heilige Gees. Ek dank die Here. Ek dank die Here. Ek sien nog hoe hy werk aan die krag van sy
kom gebeur. Julle dank die Here vanmôre. Ons dien die Here. Nie met wat ons sê. But we worship you in the spirit. Ons eer die Here. Dankie Here. Dat in die gemeente sal toerus met die krag van die Heilige Gees. Dankie Here vir nuwe dinge wat sal kom gebeur. Ons eer die Here deur die krag van 'n aanhoudende gebed. Ons dankie Here en ons eer die Here. Die seën van die Here oor die eie kerk. In Jesus naam. Dankie Here. Dankie Here dat U nog al groter dinge gaan doen. Keep on, Lord, keep on, keep on. Keep on, keep on, keep on. Keep on. The Lord. He keeps on. Keeps on. Giving plenty. Kom ons gee die Here 'n lofoffer. Halleluja. Van restoration sê, as ek nie terwille van julle gebede is nie, sal ek nooit kon in aanhoudende gebed gelewe het nie. Mag die Here die seën, sy seën oor julle uitgiet uit die hemel uit. Nie net dit nie, maar ons ook wat elkeen is se naam in ons gebede. Daar in die evangelie lieder as daar iemand daar geskrewe. Dikwels kniel my moeder eensaam in haar huisie by haar bed, en dan smeek sy dat die Here my siel moet red. Nou die mooiste van daardie gesing is en toe hoor ek dat my mama my naam noem. Let us call upon the name of everybody. Blessed be the name of Jesus. But I prophesy that Jacobsdal will never be the same again. Hallelujah. Das magte wat nog gaan kom trek. Want ons is, hallelujah, die Here het ons in sy bediening gesit. Laat ons nie afgeskryf word die ou die. Kom ons stem in die akker. Iemand het gepraat van akker. Kom ons bly in die akker van die Here. En mag die Here sy eie woord. Sy eie woord sê. Lord, ons apel nie na Jesus wat voor. Dank die Here Jesus. As u 'n offering het, bring ons soms so lewendig. Halleluja, sodat die Here u kan seën. Prys God se naam. Halleluja. Ons eer die Here.